Wat was dokter se hoogste hoogtepunt as 'n rugby speler? As 'n mens nou so vra, wat was nou die lekkerste lekker? Wat sal dokter sê? Ja, daar's baie, want jy weet, dit hang af van watter stadium van jou lewe is, dan is dit 'n hoogtepunt, maar sekerlik om 'n springbok te wees en dan die wen 3 te druk in my eerste toets. Dit is dit is min ouens beskore en gelukkig het dit vir my gewerk. Ek gaan nou 'n bietjie selfsugtig wees en vra, vertel ons 'n bietjie van daai 3. Dit sal nou toe ons met hom tuis gesels het hy my vertel van sy 3 en sy ervaring hoe hy nou waar hy was en wat hy beleef het. So as ek mag vra, sal Ja, ja, kyk, ek het sleg gevoel want ek het voor die tyd het ek probeer druk op die ander skrimskakel, die leeu skrimskakel sit en toe sê die skeieregter ek sal hom kant toe gee, hy strafskop teen ons. Wat hulle toe oorgeskop het wat ons toe agter is en toe dink ek ek gaan hierdie toets vir ons verloor. En toe kom hulle met daai beweging wat met Willie en Gerry en Gys hulle en almal in die lyn gekom het tot die loskram op die doellyn. En ek het gesien daar's 'n gaping en Rob het probeer my bal uitblik en ek sê gee vir my die bal in. Hy kry my los nie, man. Hier kom Louis, Moelman en Mouner in daai loskram in. En jy kan dit maar gaan kyk met soveel geweld. Hulle sou nie eers rooi kaarte gekry het nie. Hulle sou vir ewig verban gewees het van rugby. En net daai krag, daai hele loskram geskuif en die bal het uitgekom na Rob toe vir my en ek het net enige ou kon oordek, maar ek was nou toevallig daar gewees. Maar dit was lekker geweest. Ja, as mens nou so dokter het nou 'n klomp name genoem van oom Louis Moelman en oom Mouner en oom Rob, maar as ek nou vandag op 'n manier dit kon regkry om my vingers te klap en ons gaan terug in tyd en ek kies dokter weer vir die Springbok span en dokter kan nou kies wie dokter se kamermaat gaan wees. Wie's dokter se gunsteling spanmaat gewees? 'n Ou wat mens kon op staat maak. Kyk, ek en Henny Becker is al baie jare vriende gewees en hy was kaptein van Maties en ek het baie by hom geleer en toe was hy onderkaptein van WP toe ek kaptein was en maar kamermaat kan ek net sê die ou met wie ek die langste kamermaat was Louis Moelman, want die groot slot van Noord-Transvaal en die klein skrimskakel van WP, ons het net goeie vriende geraak van ek weet nie vir hoekom nie, maar vir die hele 2,5 maande in Nieu-Seeland Amerika toer was ons kamermaats. En so ek ken hom soos 'n boek en hy ken my en hy's 'n ou wat nooit gepraat nie, 'n stil ou en so, maar so ek en Louis Moelman was sulke groot maats as Noord-Transvaal hier kom speel na die funksie met sy span van die hotel gaan haal kom kuier hy by my huis, dan vat ek hom weer die volgende oggend terug. So dis hoe die vriende ons was. Hard op die veld, maar baie goeie vriende van die veld af. Dus die dokter het 'n manier gekry om met die groot manne vriende te maak. Ja, hulle moet jou beskerm, jy. Dis klein ouppies. As mense 'n bietjie praat van beskerming, ek wonder altyd as 'n ou daai opponente se spanlys kry en mense praat oor van die groot derbies, nee, Noord-Transvaal, WP, Suid-Afrika, Britse en Ierse Lions. Was daar iemand wat as dokter hulle gesien het, daai oues in die opposisie se span? Wat 'n ou bietjie moes sê, hoor, ons moet versigtig wees, hierdie ou is beter, hierdie ou is goed hy's goed en ons moet bietjie kyk wat ons doen vandag. Kyk, in daai tyd het ons nie so 'n analise gehad gemaak van die hele span en die ou en daai, jy het geweet van die ou wat 'n goeie speler, die ou wat bietjie meer talent het, die ou wat goed skop. Elke ou het maar na sy eie opponent gekyk, so ek het maar gekyk na die skrimskakels en wat hy doen en wat ek dink hoe ek moet keer, maar dit was nie die hele span moet nou pas op vir daai ou en so nie. Elke ou het maar geweet hy moet met teen sy opponent speel en dit was jou doel om hom uit te speel, om beter in die lyn staan te spring, om vinniger die losbal te kry, om die bal so vinnig as moontlik by die loskakel te kry en ons agterlyn om te kan hardloop en ons verdedigingslyne. Ons het baie gepraat oor ons verdedigingslyn dat jy sorg dat jou verdediging reg is. Ja. En dan maak dit nie saak teen wie jy speel nie, jy glo jou goed is reg en jou plan is reg en dan speel jy. En ek dink nou 'n bietjie so as mens nou dink so sommer net spontaan dokter het nou gesê jy speel altyd teen jou onmiddellike opponent. Wie was dan mense dink nou aan die groot provinsiale skramskakels van dokter se era? Name wat onmiddellik uitstaan. Kyk, daai tyd het al die provinsies het goeie skakelpare gehad. Want die loskakels kon almal goed skop as jy vat Tommy Du Plessis, baie goeie skramskakel lê naas.
Barry Wolmerans, jy sien Barry was 'n baie goeie skrimskakel. En ek dink ek was maar gelukkig net om by hom gekies te word. En met De Vedras. En dan Griek was dit Pagawie Visagie en ek kan ook nie meer die loskakel onthou nie. Transvaal, John Robbie het daai tyd vir Transvaal gespeel. So al die provinsies het goeie skrimskakels gehad en loskakel. So maar die skrimskakel was nooit my opponent nie. Dis die flanke. Dis die flanke wat skrimskakels se probleem is, nie die wat jou opponent is nie die skrimskakels nie. Dokter, my ervaring van dokter is 'n baie positiewe mens en optimisties. En ek dink is 'n belangrike vraag om te vra in 'n gesprek soos hierdie, maar as dokter nou dink aan Suid-Afrika, wat maak dokter opgewonde vir ons land en gee dokter hoop vir ons toekoms? Ek dink ou moet altyd hoop hê want dis wat die Here vir ons gee, jy weet. En ek dink so by myself so ek dink ons vertrou die Here te min, jy weet, want jy vra vir hom vir 'n ding, maar dan intussen maak jy jou eie planne. So ek dink ons vertrou hom te min. En die klein dingetjie wat vir my nou baie positief is hierdie Madlanga kommissie, want hierdie ouens is besig om op te staan en te sê genoeg is genoeg. Daar is miljoene mense in Suid-Afrika wat swaar kry. Hoekom moet ons al hierdie korrupsie en goed aanvaar meer? Ons is nou klaar met dit, want dit is 'n wonderlike land met geleenthede vir almal. En dit is vir my 'n baie positiewe ding. Hierdie ou vraag het nou maar net die manier om mense te skei rondom die braaivleisvuur, maar ek dink is 'n lekker vraag om te vra, dokter, Toyota of Ford? Ek het 'n Toyota Fortuner wat al 20 jaar oud is. So Toyota. Okay, daar's 'n vinnige maklike antwoord. Dokter Diwan, wat sal dokter sê is die grootste verskil tussen Diwan Serfontein die skramskakel wat daar agter die WP se pak staan en die dokter, die man, die pa, die mens? Ek dink nie daar's 'n groot verskil nie. Ek dink nommer 1 ou moet glo in jouself. As jy nie in jouself glo nie, wie anders gaan jy glo? Dit het ook Krywen ons geleer. En dit is so, jy moet glo in jouself en positief wees sonder om windie te wees. Want daar's 'n fyn grens tussen selfvertroue en te veel selfvertroue. En ek dink dis belangrik, maar so ek wou altyd van kleins af voor. Ek was baie klein op skool nog, jy moes beklei, ons het baie keer met wystok beklei by skool, want jy moes altyd vir jouself beklei. Ja. So oor 'n kleiner as moes ek gevoel ek moes harder werk as ander ouens. So dit het daai passie en dryf en selfvertroue, dit is vir jou werk en wat jy ook al doen, sport, dit is so op die sportveld wil ek altyd die beste speler op die veld gewees het. Dis mos nou onmoontlik, maar dit is jy streef na 'n doel toe en jy doen wat jy kan om seker te maak dat jy doen die beste wat jy kan en jy laat nie die span in die steek nie. So dit is in jou lewe so is dan is dit maar dieselfde. Ek dink daai tipe wysheid kom natuurlik met ondervinding en ervaring. En ek dink dis hoekom dit dalk ook vir my altyd lekker is om te vra, wat sal dokter sê was die grootste of die moeilikste les om te leer as speler, as mens? Ek dink die lesse wat ons almal moet leer en wat jy leer is die teleurstellings, want jy dink jy sê nou maar naby aan die span en dan word jy nie gekies nie maar nie oor jy dalk nie goed genoeg is nie, oor die keerders net anders gekies het. So jy het nooit beheer oor die situasies waarin jy nie 'n sê het nie. So ek dink ons almal leer daai les, daar's teleurstellings maar dit is hoe jy dit verwerk. Soos die Chinese sê, jy kan 7 keer val, maar jy moet 8 keer opstaan. En dit is maar wat mens moet doen. Ek het so 'n bietjie die vraag verander. Ek het iets anders toe ek nou vanoggend sit, toe dink ek wil eintlik 'n ander vraag vra en ek dink is 'n belangrike vraag. As dokter nou daar in die kleedkamer gesit het voor 'n wedstryd. En dokter het gedink aan dokter se rol op die veld, wat dokter nou moet gaan doen. Wat was die verwagting van 'n skramskakel in daardie era? Wat was die vereistes en wat het die span gehoop sal die skramskakel kon vermag?
Kyk, ek het skrimskakel daai tyd was maklik. Ek het toevallig gister 'n onderhoud met 'n tydskrif gehad waar die ouens met die goed gevra het. Die skrimskakel se rol in ons daar wat my betref, was om die bal so vinnig as moontlik by die loskakel te kry. 'n Suiwer bal. En dan moet jy dan die vaardighede gehad het om te skop. En dit is nie net verligtingskoppe nie, maar die skoppies oor die skram van die vleuel. En jy moes breek of iets doen, want jy moet die flank eerlik hou. Want as jy niks doen nie, soos in vandag se rugby wat almal dieselfde, die flanke skuif net oor en dan sit hy dan is daar meer verdediging op jou agterlyn. So, nommer 1, my werk was om ek was altyd seker maak dat ek die beste aangee vir die loskakel, vinnig en ver en akkuraat. En ek moes die flanke besig hou. Hulle het my ook besig hou, die flanke moes jy besig hou. En jou skopwerk moet so gewees het dat jy kan weet wanneer om te skop en waar om te skop. So dit was ons rol. Right. Kom ons kom weer 'n bietjie terug na dokter toe as 'n mens. As 'n ou nou nog een keer iets kon kies om te eet, of wat is dokter se gunsteling ete of gunsteling eetplek of Kyk, ek het nou die dag sommer gespot my kinders en my vrou te sê as ek op death row is en ek my laaste maal wil ek net 'n droë stuk wildsbiltong en 'n tamatie hê. Dit wat my gelukkig maak. So dit is wat my rou tamatie. Ek is mal oor tamaties, ja. Maar ek hou van lekker eet. Ek hou van skaapchoppies. Skaapchop is vir my altyd lekker. En mielies, lekker groen mielie, lekker mielie en groente. Ek hou van alle kosse. Ja. Wat sal dokter sê was die heel grootste opoffering wat dokter ooit moes gemaak het vir dokter se spel of loopbaan? Die opoffering is dat jy sekere goed afskeep vir al my kinders terwyl ek moes gewerk het en nog geswat het dieselfde tyd, want in ons dae as jy gespesialiseer het, moet jy jou vakansies gebruik om te leer vir die eksamens. Jy het nie tyd gehad nie. So jy moes werk 36 uur skofte partykeer en dan het jy jou eie verlof gehad. En so ek het my kinders afgeskep. Dit pla my die meeste wat toe hulle nog klein was, ek vir hulle wat hulle kom pa kan ons en sê ek gaan uit wat ek moet nou leer want so dit was vir my 'n kwai opoffering om te maak. Uiteindelik hulle sê dit pla hulle nie, dit het hulle nie geplan nie, maar vir my was dit ek het te min tyd met my kinders spandeer daai tyd. En dit was vir my die opoffering om 'n spesialis te kan word. Rugby ook, baie keer moet jy funksies moet jy nie na funksies gaan nie of kan nie 'n wedstryd nie want jy moet ander goed doen. So dis om jou beroep in die amateur era saam die rugby te kon laat saamwerk, moes jy sekere goed prys gee en ander goed minder belangrik ag. Maar aan die einde van die dag is alles die moeite werd. Dokter Divan, ek is baie nuuskierig. Is daar 'n stokperdjie of 'n belangstelling, 'n passie wat ons nie van sal weet nie? Nee, ek is nie ek oefen nog elke dag, nie spesifieke oefeninge na die gym toe nie, maar ek hardloop en ek doen sit-ups en sulke goed. Ek hou van golf. Ek speel te min golf. Maar ek hou van golf. Ek hou van lees. Ek lees baie. Fiksie, nie fiksie en sulke goed. Dit is my lekker om iets nuuts te leer. 'n Gunsteling skrywer is daar Ek het klomp skrywers, fiksie skrywers. Ja, so daar's 'n groot verskeidenheid van mense. En ek probeer ook nuwe lewe, want jy raak so gewoond om net een ou se goed te leef, een vrou se goed. En dan kom jy agter, jy sê maar hier is iets interessant. En jy leer baie. Ek het 'n ou se boek gelees van hierdie assassin. Hy word nou, sy naam is Victor. Hy word betaal om mense dood te maak. Maar dis 'n ou wat beginsels het. Want hy sê hy sal nooit 'n vrou of 'n kind doodskiet nie, al betaal hulle hom wat, maar hy's reg en hy maak mense, hy's wêreldbekend. En toe kom hy eendag op 'n ou af wat gehuur is om hom dood te maak. En die twee staan met twee revolvers te mekaar.
en hierdie stukkie het ek op my foon en ek het dit by my suster se begrafnis het ek vir die mense dit gesê en dan is dit laaste. Toe sê ja, hier staan ons nou teenoor mekaar en wat nou? Toe sê ja, sê die een ja, jy weet ons lewe in 3 bedrywe. Geboorte, jou lewe en dan die dood. En al waar jy oor beheer het is die middelste gedeelte, die lewe. En in die middelste gedeelte probeer jy jou bes om die invloed van die laaste, die dood te beïnvloed, maar jy het geen sê daaroor nie, want dit is klaar bepaal vir jou. Maar dit is presies so dit is. Nou so jy weet jy sulke waarhede kan lees in 'n fiksieboek van so ek hou om sulke goed te leer dit is. Ja, dis 'n wonderlike wysheid. Ek het hierdie vraag 'n paar keer vir ander spelers al gevra en 'n dokter se naam het die hele tyd eintlik na vore gekom vir wie was die een wat die meeste gek geskeer het of wie was die een wat altyd 'n grappie gemaak het. Maar as ek nou vir dokter sou vra die snaakste ou op toer, wie was die spanmaats wat dokter nou regtig altyd laat lag het? Ag ons het jy weet elke ou het maar op sy oomblik het ons gelag. Ek het daarvan gehou om grappies te maak en ouens te terg want dit bring die spanning baie keer af as jy nou vir 'n groot wedstryd en sulke goed. Ray Moore het ons voorgelag oor hy Engels was en gesukkel het met die Afrikaans, jy weet want hy's uit Rhodesia en so en ek onthou ek en Dani het nou daaroor gepraat ons het daan ek het hom geleer in die bus het hy agter in die bus gesit in Nieu-Seeland. Ons het so gesit ek en Louis en Henny en Barry. Ons het agter in die bus gesit. Dit was ons sitplekke. En nou ry nou sê jy moet steeds my Afrikaans. Nou sê ek vir hom al dra aap 'n goue ring, hy bly steeds al. En hy kan dit nou nog sê. As jy by Raymore nou kom en jy sê vir hom al dra, dan sê hy die rympie vir jou klaar. En toe eendag toe was hier met 'n toets en toe van die bestuur wat almal Afrikaans is, toe sê hy, maar wat sê julle? What do you say in the evening to those people? Because I say you greet them. Toe sê ek, nee, we just tell them slaap lekker and have a good evening. Hy sê, how do you say that? Nou sê ek vir hom. Nou is die twee bestuurlede, die afrigter en die bestuurder en ek en Dani en ry toevallig in die huisbak. Maar toe die huisbak oop gaan, toe hardloop ek en Dani. Nou hoor ons, hy sê, verskoon dit nou sê, daar's 'n drol in die drinkwater, sê hy. Hulle sê, wat? En hy herhaal dit, en toe hy het herhaal, toe kom hy agter, ek en Dani is weg, en hulle kyk om so, en hy jag ons in die gang af. Maar dis die tipe humor wat in die span en wat span gees, maar dit, ons het, want hy was so naïef Engels en hy wil so graag die Afrikaans. Ja, maar dis die grappies op hier. So dit bevestig maar net eintlik wat almal gesê het, dis dokter het maar 'n lekker streep getrek daar. Waar is dokter se gunsteling plek om vakansie te hou? Yes, ek wil amper nou vir jou sê Japan, want dit is so wonderlik. Maar ons gaan elke jaar Desember gaan ons bietjie Buffalo Bay toe al vir 'n klomp jaar. So dis vir my lekker. Dis lekker by die see, dis 'n lekker strand, dis 'n lekker see, dis lekker daar. In daai omgewing, natuur is baie lekker, ja. Okay. 'n Bietjie filosofiese vraag, was daar een oomblik in dokter se lewe wat het sy 'n gesprek of 'n insident wat dokter voel dokter se lewe heeltemal verander het, onherroepelik verander het, dat dinge sou nooit weer dieselfde wees nie, of ek het in Van der Byl hoor se eerste span gespeel en ons het 'n goeie span gehad. Ons het gespeel in die administrateursbeker semifinaal teen Help mekaar op Ellis Park. Dit het ons met 2 punte verloor het. Maar ek het nooit Kruiwenweek gekry nie. Alhoewel ons 'n goeie span gehad het. Dan dink jy kry nooit kans nie en dan kom ek Stellenbosch toe. Dit was 'n groot besluit vir my om Stellenbosch toe te kom. En toe ek begin, niemand het my geken nie by die Koshuis se 3de span en ons het so opgespeel tot ek by Maties onder 20 en so. Dis klein oomblikkies wat hy besluit om Stellenbosch toe te kom wat dan verander het oor ek nie in Transvaal gekom het nie. En ja, ek dink daar's een groot ding wat nou dit my lewe nou heeltemal verander nie. Ek dink dit is maar net al hierdie klein dingetjies. Laaste vraag vir die segment net dan dokter, as dokter in die spieël kyk en 'n ou moet oor jouself reflekteer. Wat voel dokter is dokter se heel beste eienskap?
Ek wil glo nederigheid, want dit is wat Craven ons geleer het en jy weet ons is maar wat as jy is maar net 'n klomp molekules aan mekaar gesit en op 'n groot rots wat deur die wêreld wat deur in die heelal ronddryf. Nederigheid is belangrik want jy's eintlik niks, daar's altyd iets betere mense beter as jy, maar wat ek baie van hou en dat ek vanoggend weer gedoen is om my vriende te help of mense hulle wil raad hê of kan jy gou dit doen of kan jy so dis vir my lekker om mense te help.